Nou, eintlik met die woord wat uitgegaan het, met die liedjies wat gesing is, met alles wat vanoggend gedeel is die woord eintlik klaar gedeel. Julle sal dit sien. Dit wat gebid is, ek het nie vir enigiemand gesê wat ek voorberei het nie. Maar dit is net die Here, dit is hoe die Here werk. Dit is hoe ons weet dat die Here is getrou. Nou, ek wil nie te lank vat nie, want ek het baie goed wat ek wil deel. So, moet net nie aan die slaap raak nie, asseblief nie. Ek gaan lees vanaf vers 35 af, Hebreërs 10. Verkeerde bladsy, volgende bladsy. Werk dan julle vrymoedigheid, wat 'n groot beloning het, nie weg nie. Want julle het lydsaamheid nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Want nog 'n klein tydjie, en hy wat kom, sal kom, en nie versuim nie. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehaag in hom nie. Maar by ons is daar geen onttrekking tot verderf nie, maar geloof tot behoud van die lewe. Nou ek wil weer vers 36 lees, want julle het lydsaamheid nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Nou, ek het dit so geskryf, net neergeskryf uit die boodskap Bybel uit. En gaan lees dit uit die Amplified ook. Dit sê dit net bietjie meer, dit gee bietjie meer inligting. Julle moet tot elke prys vasbyt. As julle so aanhou om te doen wat God se wil is, sal hy sorg dat julle kry wat hy vir julle beloof het. En dit is een van die dinge waaroor hold aangaan, hou vas, is om te volhard, om vas te hou, om nie moed op te gee nie. Nou, die woord wat in die Griekse woord is hupomone. Nou die vrouens wat in die Bybelstudies weet, ek het hierdie woord al tot vervelings toe al gesê. Hulle ken dit. Hulle weet, dit beteken byt vas, dit beteken volhard, moenie moed opgee nie. Nou die Griekse woord, as jy nou gaan hupo, is onder, en monei is to remain, is under to remain. So is to remain, om steadfast, even selfs onder omstandighede, om vas te hou, selfs onder omstandighede. Die ander wat ek net kan lees, en ek wil dit graag lees, dit beteken om te volhard, dit beskryf die kapasiteit om aan te hou, of vas te hou, tydens moeilike omstandighede. En dan nie met passiwiteit nie, maar met 'n hoopvolle standvastigheid, wat moegheid en nederlaag aktief weerstaan. Ok, nie met passiwiteit nie. So ons moet nie dit weerstaan met passiwiteit nie. Ons moet opstaan en aktief wees in tye van moeilike omstandighede. Nou, dis beteken daar is 'n aksie wat moet plaasvind. Dis hoekom die woord sê, ons moet nie net hoorders word van die woord nie, ons moet daders word van die woord. So daar moet 'n daad by dit wees, ons moet volhard daarin. Nou, wat 'n beter voorbeeld is daar nie as Jesus Christus. Jesus word gebore as mens, hy wandel op hierdie aarde. En terwyl hy op die aarde is, weet hy weet wat vir hom voorlê. Hy weet dat dit wat hy moet deurgaan, gaan 'n pynlike proses wees. Maar hy volhard. Hy hou aan, al weet hy dit. Hoekom hou hy aan? Hoekom volhard hy? Want hy weet wat die uiteinde gaan wees. Hy weet die regte woord dat die resultaat wat gaan kom as gevolg van die volharding, weet hy wat gaan kom. En dit is die ding, wanneer ons volhard, moet ons weet, dat daar is 'n resultaat aan die einde van dit, wat 'n baie beter gaan wees as wat ek gehad het. As ons dink aan, hoekom het hy volhard? Want hy het geweet, dat as hy sou sterf, al sou hy deur al hierdie pyn gaan, dis tydelik pyn, dis 'n tydelike pyn. Maar om deur dit te gaan daar 'n ewige resultaat wees. En vir ons elkeen, wanneer ons deur omstandighede gaan, dis tydelik. Die pyn wat ons deurgaan, die stryd wat ons deurgaan, is tydelik. Dis nie ewig nie. Daar is iets daar aan die einde daarvan, wat vir ons
'n hoop kan gee, dat daar iets is wat vir ons wag, iets wat ewig is. Dis nie 'n tydelike ding wat vir ons wag nie. 'n Goeie voorbeeld hiervan is 'n vrou wat in kraam is. As 'n vrou in kraam gaan, weet sy gaan deur hierdie pyn gaan, maar sy weet die uiteinde van dit is blydskap. Dis iets wat sy gaan ontvang. En wanneer sy in haar pyn is, kan sy nie halfpad deur sê, nee, ek soek nou nie meer hierdie nie, en nou stop ek hierdie hele storie. Sy weet sy moet deurdruk, want sy het daai hoop van dit wat vir haar wag, na sy deur hierdie pyn is. En sy volhard en sy druk deur. Daai oomblik wat dit verby is, daai oomblik wat daai babietjie in haar arms geplaas word, is daai pyn vergete. Dis weg, dis verby, want sy het iets wat sy ontvang het, na sy deur daai pyn gegaan het. Dit was die was die oop, was die hupomone, die van houd aan, hupomone, hou vas, volhard, moenie moet opgee nie. Die die volgende letter is O, ek gebruik nou die Engels, want dis soos wat die Here dit op my hart gelê het. Die O is offering, om 'n offerande te bring. Om 'n offerande te bring. Romeine 12 vers 1, so Chris het baie van hierdie verse het die laaste ruk het hy gedeel, terwyl ek besig was om voor te berei, en ek sit die laaste 2 sonde en ek hoor en ek sê, ja, maar ek gaan daai vers gebruik. Ja, maar nou gebruik hy dit en ek wil dit gebruik. Maar dit is net voorbereiding gewees. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevalle offer. Nou, een ding moet ek net baie duidelik stel, ons moet dit weet. Hierdie offer wat hy van praat, is nie die offer wat Jesus gebring het nie. Dis nie die offer vir die sonde nie. Hierdie offer wat ek en u moet bring, is ek moet myself, my vlees moet geoffer word, sodat die gees in my kan opstaan en kan na vore kom. Ek moet bereid wees om myself te onderwerp aan God. Hierdie offer beteken ek om myself te onderwerp aan God. Ek kies om alles wat in die pad staan, alles wat vir my belangrik was, een kant te sit, sodat dit vir my, God vir my die belangrikste is, dat dit vir my belangrik is. Jy sien, want ek kan nie by die altaar van gemak dien nie. Ek kan nie. Die lewe word nie gemaklik wanneer jy 'n kind van God word nie. Baie mense is onder die miskonsepsie, dat wanneer jy nou as kind van God is, nou gaan alles goed gaan. Want dit gaan wonderlik wees, daar gaan nooit probleme wees nie. Toe ek die dag tot wedergeboorte gekom het, maar dit het altyd met my goed gegaan. Ek was nie 'n siek mens en al sulke goed nie, skielik. My blinde darm, eerste ding, my blinde darm was aan. Uit die bloute uit, dit ek hierdie verskriklike pyn, my blinde darm, ek dink myself, ek het nog nooit sulke probleme gehad nie. Okay, nee, dis nou verby. Toe die volgende oomblik is die volgende ding, toe is die volgende ding, en toe is die volgende ding. En ek besef op 'n stadium, maar die vyand is besig om my aan te val in my liggaam, sodat ek nie God moet dien nie. En ek moes 'n keuse maak nie saak wat ek deurgaan nie. Ek moet dit opoffer, wat vir my belangrik was, en ek moet kies om God te kies, en hom te volg, ten spyte van alles wat ek deurgaan. Ons gaan deur omstandighede gaan, ons kan nie by dit verbykom nie. Maar ek wil vir julle sê, dit is wat ons karakter bou. Dit is wat ons sterk maak, om vol te hou, en om op te offer, en te sê, ek is bereid om dit op te offer, al moet ek deur omstandighede gaan. Dis die opoffering. Ek wil net 'n voorbeeld hier gebruik, 'n atleet wat voorberei vir 'n marathon. Wat moet hy alles opoffer? Eerste ding, hy moet sy lekker sweets en goed opoffer. Hy moet sy kos opoffer wat hy geëet het, want hy moet nou 'n spesifieke dieet volg, sodat sy liggaam reg is vir die marathon wat hy gaan deelneem. Hy moet sy tyd opoffer. Hy moet bereid wees om tyd in te sit, om te oefen, om te bereik wat hy wil hê, want dit gaan nie werk nie. Hy moet sy fokus reg kry. Sy fokus moet reg wees. Anders dan gaan hy dit nie kan klaarmaak nie. Anders dan gaan hy na die eerste kilometer sê, ag nee, dit gaan nie werk vir my nie. Kom, ek stop maar net.
En dis die ding, hy moet bereid wees om op te offer. En net so is daar vir ons elkeen, as ons wil vasbyt en vashou, moet ons bereid wees om dinge wat vir ons 'n probleem is, wat ons keer om by God uit te kom, moet ons opoffer. Ons moet dit eenkant sit, ons kan nie met dit aangaan nie. Die derde een, die L, is vir look up. Kyk op. Waar is ons fokus? Want die enigste plek wat ons fokus moet wees, is op God. Chris het net vanoggend, of iemand het vanoggend gepraat en gesê, jy weet, ons is so besig om self dinge te probeer regmaak. Ons wil dit self doen. Ek sal julle wys, ek sal dit self doen. Ons kyk 'n fliek nou die dag, en die seentjie se ouers is dood, maar hy gesels met 'n ander persoon, wat vreeslik, hy probeer alles regkry en regmaak, en hy sê, want my mamma het altyd vir my gesê, as jou kop so vol is met in jou eie planne, dan is daar nie plek vir God vir sy planne nie. En die man het hom net so gekyk. En dis die ding, ons is so besig en ons fokus is so op die probleem en die oplossing. Hoe gaan ek 'n oplossing kry? Wat gaan ek doen om die oplossing te kry? Want ek vergeet dat my oplossing lê nie in myself nie. Dit lê by God. En daarom moet ons opkyk. Psalm 121, 'n baie bekende vers, gedeelte 121:1. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Dit kom van die Here af, wat hemel en aarde geskape het. Dis waartoe ek moet kyk. Ek kyk na Paulus. Hy moes sy fokus op God gehad het. Vir al die kere wat hy in die tronk was, en al die kere wat dinge verkeerd geloop het, maar nie net dit nie. As ons kyk in 2 Korintiërs 12, praat hy vers 8 en 9. Hy praat van 'n doring in sy vlees. Hy het 'n doring in sy vlees. En as ons nou mooi alles gaan lees, dan lyk dit vir my, dat Paulus het 'n probleem met sy oë gehad. As jy alles mooi gaan nou lees. En hy sê hierso, hieroor het ek die Here 3 maal gebid. Hy het 3 keer vir die Here gebid. Hy sê, Here, raak my oë aan, dat my oë kan gesond wees, dat ek nie so sukkel met my oë nie. Ek sê nou maar oë, want ek glo dit is wat die probleem was. Dat hy van my sou wyk, dat hierdie probleem van my sou wyk. Wat sê die Here vir hom? En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Jy sien, ons bid baie keer, Here, ek wil nie al hierdie probleme hê nie, ek wil nie, want nou, dit forceer my nou om op God te fokus. Moet ek dan nie maar eerder dan probleme hê nie, of dinge hê wat my oorkom, sodat ek my fokus op God kan hou nie. 'n Voorbeeld wat ek hier wil gebruik, wanneer 'n beeldhouer 'n beeld maak, dan vat hy, sê maar, hy vat 'n stuk klip, en hy vat 'n bytel en 'n hamer, en hy kap. En hy kap tot dit daai wat hy maak uitstaan. En eendag vra iemand vir die beeldhouer, wat is jy besig om te maak? En hy sê, ek wil 'n perdskop maak. Hy sê, maar hoe kry jy dit reg? Ek verstaan nie, jy het net 'n stukkie blok daar, nou wil jy 'n perdskop daar uitmaak. Hy sê, dis maklik. Ek kap net alles weg wat nie soos 'n perdskop lyk. Dis maklik. So, nou kom die Here en hy sê, fokus op my. Want ek wil alles wegkap, wat nie soos my natuur lyk nie. En daarom moet ek opkyk, ek moet na hom kyk, ek moet my vertroue in God hê. Want hy is die een wat dit vir my gaan regmaak. Ek gaan deur 'n pynlike proses moet gaan, daai hamer en bytel se kap is seer. Maar wanneer die uiteindelike resultaat kom, dan kom die blydskap. Dis wat belangrik is. Die vierde ene is determination and diligence. Nou die Afrikaans is deursettingsvermoë en ywer. Ek moet nou deurtrek. Romeine 5 is lê baie na my hart. Hy sê in Romeine 5 vers 3, nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge.
Ons roem ook in die verdrukkinge. Dit klink nie reg nie. Is dit reg? Dis wat die woord sê. Ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid is volharding, kweek. En die lydsaamheid, die volharding, beproefdheid. En die beproefdheid hoop. En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is, deur die Heilige Gees, wat vir ons gegee is. So beproefdheid en bedrukking bring volharding. Wanneer dinge verkeerd loop, dan help dit leer my om te volhard, om vol te hou. Dit leer my om vol te hou. Jy sien, wanneer die voorbeeld wat ek wil gebruik hierso is, wanneer ek besluit, aan die begin van die jaar is mos gewoonlik die keuse, en ek begin hierdie jaar gaan ek oefen, ek gaan gym toe, ek gaan sterk word, ek gaan al die goed. Wanneer ek dan keuse maak, of daai besluit maak dit my nou iemand wat sterk in die gym is? Hoekom nie? Want ek het nog niks gedoen nie. Ek moet begin. Jy sien, ek kan besluite neem, tot die blou is in die gesig, ek kan allerhande besluite neem, ek gaan hierdie doen en ek gaan daai doen. Maar as ek het nog nie begin het nie, dan het ek het nog nie gedoen nie. En dis is die geheim. Ek moet begin. Dis by die beginpunt. Ek moet dit uitvoer, wat ek gesê het ek gaan doen. Sien, ons het al baie ondervinding gehad, toe ons vernaam in Pretoria en Elandspoort, vernaam daar so ons eerste gemeente, dan stuur ons almal op 'n kamp, sê, ons vat jy na hierdie kamp toe, maar hulle is vuur en vlam, as hulle daar van die kamp af terugkom. En ek weet daai een vrou kom en sy sê, pastoor, jy gaan my elke Sondag in die kerk sien, ek gaan nie een Sondag mis nie. En dit was ook die laaste Sondag wat sy daar was. Jy sien, sy het die besluit gemaak. En ons lag nou, miskien daaroor, maar sy het die besluit gemaak. Maar sy het nie die deursettingsvermoë gehad, die ywer gehad om dit deur te voer. Sy het begin, maar sy het nooit klaar gemaak met dit nie. En dis die ding, die Here kom sê, ons moet volhard, ons moet met deursettingsvermoë en ywer dit doen. Maar die belangrikste, ons moet begin. Dit gaan pynlik wees om te gym. En dis die probleem, jy sal sien in die begin van die jaar, Januarie is die gym vol. Vir die eerste week, dan is die helfte weg. Dan vir die volgende week, is hy daai klomp dan is die volgende helfte weg. En so gaan dit, toe dan net 'n paar oorbly. Daar's net 'n paar wat deurdruk vir die hele jaar. Hoekom? Want hulle wil te gou begin. Hulle wil te veel doen op een slag. Jy sien hulle kom daar en hulle gryp die groot gewigte en hulle tel hulle op en dan hoor kom hulle nie, want daai spiere is so seer, hulle kan dit nie doen nie. Nou wat is die geheim? Begin klein. Moenie groot begin nie. Want as kyk na ons roep, dit wat die Here vir ons voorgeroep het. Baie mense sit, want hulle weet nie waar om te begin nie. Hulle weet nie wat om te doen nie. Nou sit hulle maar, hulle doen maar eerder niks nie. Want hulle is te bang, hulle verstaan nie wat hulle moet doen nie. En die geheim is, begin klein. Kry iets wat die Here op jou hart lê om te doen. En doen dit. Met ywer, met deursettingsvermoë. Want dis waaroor dit gaan. Al is dit net om vir iemand 'n koppie koffie te maak, by die koffietafel. Begin klein. En dit is die geheim, wanneer ek nou gewoond geraak het, ek het daai gewig nou opgetel, en ek voel, ek is nou gemaklik met hom, dan kan ek gaan en ek kan hom 'n bietjie swaarder maak. Ek kan 'n sekere hoeveelheid oefeninge doen, en as dit klaar is, dan het ek nou my oefening gedoen. Maar nou kan ek die volgende oefening sterk en sê, ok, ek is nou sterk in hierdie, nou kan ek die volgende ding doen. En die ding is, wanneer jy in die gym is, jy sal sien dat sekere oefeninge, man, jy kan groot gewigte optel, dit is maklik. Maar as jy daai gewig bo jou kop wil optel, gaan jy dit nie reg kry nie. So daar is sekere dinge wat makliker is as ander dinge. Begin by die makliker dinge, maar doen iets. Doen dit met deursettingsvermoë en ywer, en dan kom die Here, en hy gee jou die vermoë om nog meer te doen. Om nog meer en meer te doen. Want jy sien, wanneer ek my gees beoefen, ons praat nou van gym, maar ek praat nou van die geestelike gym. Jy sien, want as ek miskien nie weet hoe om Bybel te lees nie, of ek weet nie om te bid nie, en ek weet nie hoe om wat ek moet in hierdie dinge doen nie. Ek begin klein. Ek begin om 'n versie te lees, nie 'n hele hoofstuk of die hele Bybel te lees nie.
Ek het al baie mense gesê, "Jok, ek het al hierdie Bybel 20 keer weer gelees." Is dit regtig so? Kan ek aksie sien? Kan ek die dade sien van dit wat die persoon gelees het? Dis die vraag. Kan ek die deursettingsvermoë sien van dit wat hulle gelees het? Begin klein. Vat een vers. Jy sê, Here, wat wil U vir my sê in hierdie vers? En volhard en druk deur. Moenie ophou tot jy jou antwoord gekry het nie. Wat gebeur as ek nie my geestelike spiere gebruik nie? Wat gebeur as ek nie my vleeslike spiere gebruik nie? Hulle word pap. Hulle het nie meer krag nie. Hulle kan niks meer doen nie. Dis hoekom, soos wat jy ouer word, moet jy eintlik maar so 'n bietjie oefening doen, want wat maak die ding? Hy sê vir ons, jy moet luister. Dis die ding, ons moet, en so moet ons gees beoefen, aan anderste, val het plat, niks gebeur nie. Nou, die 5de ene, is die Here oë, en ek gaan baie bietjie meer tyd op hierdie inspandeer, ek het baie tyd om te praat, ja, ek het nog tyd. Nou is die tyd dat ons moet wakker wees. Nommer 5, own your calling. Neem besit van jou roeping. Neem besit daarvan. Efesiërs 4 vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here. Dis Paulus wat hier praat. Hy sit in die gevangenis en hy sê ek vermaan julle, ek die gevangene van die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Nou wie van ons wat hier sit is geroep? Ek sien een hand. Almal. Amen. Ons is almal geroep. So. Dit is pastoor. Ja, almal is geroep. En nou sê hy, wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Weet jy wat jou roeping is? Het jy dit al in besit geneem? Het jy dit al jou eie gemaak? Dis die vraag. Ons praat nou met iemand wat siek is, en die man sê vir ons, nee, die dokter het nou vir my gesê, jy weet, my vrou het nou hierdie vreeslike, ek weet nie eens wat sy naam nie, maar is 'n vreeslike siekte. En nou vat sy dit. Sy maak dit haar eie. Jy weet, ek is nou hierdie persoon, dis nou ek, dis nou hoe ek is. Ons is so vinnig en bereid om dinge wat mense te sê, ons eie te maak. Dinge wat dokters sê, ons eie te maak. Maar het ons aan ons roeping, wat die Here vir ons gegee het, ons eie gemaak. En daarin begin wandel. Dis die vraag. Jy sien, elke roeping wat ons in is, het voorbereiding nodig. Hoe groter die roeping, hoe groter die voorbereiding. Hoe groter die roeping, hoe groter die voorbereiding. Nou, ons moet voorberei word vir dit wat ons moet doen. Hoekom? Sodat ons in elke seisoen van ons lewe effektief kan wees. Of dit nou winter is en dit swaar gaan, en of dit nou somer is en dit goed gaan, ons moet in elke seisoen in ons lewe effektief kan wees in ons roeping. En dis hoekom die Here kom en hy laat toe dat ons beproef word. Hy laat toe dat daar lyding is. Hy laat toe dat hierdie dinge gebeur. Want dit is ons voorbereiding. Of ons dit daarvan hou of nie, dis ons voorbereiding. Dis wat ons voorberei vir dit wat die Here ons voorgeroep het. En daarom kan ons nou nie meer sê, nee maar, jy weet, ek wil nie deur hierdie goed gaan nie. En dis wat baie mense doen, sodra die eerste probleem kom, dan sê hulle nee. Dis nou nie waarvoor ek aan geskryf het nie. Maar jy sien, ek kan nie by my roeping volledig volkome uitkom, as ek nie voorberei word daarvoor. Deur die voorbereidingsproses gaan. Dink aan Josef. Ek wil ons almal weet wat het met Josef gebeur. Hy is deur sy broers verkoop, hy is in 'n put gegooi, hy was 'n slaaf gewees, en toe was hy in die tronk gewees. Maar wat het toe gebeur? Deur hierdie voorbereidingsproses,
het hy deurgegaan. En hy word die tweede bevel van 'n land. Dit was die voorbereidingsproses. Is ons bereid om deur die tronk te gaan? Is ons bereid om deur die put te gaan? Is ons bereid om deur gevangenskap te gaan? Om by ons roeping uit te kom? Volledig, sodat ons kan effektief wees daarin. Dis die vraag. Nou kom ons gaan na 2 Petrus toe. Ek wil hê jy moet asseblief, as jy die Bybels hier so het, dat jy soontoe sal blaai. Dis vir my belangrik dat jy in jou Bybels nou sal lees. En ek gaan 'n hele stukkie hier so lees. As jy wil, maak notas. As jy bereid is om jou Bybel 'n lyntjie te trek of 'n vingertjie te trek, kry jou pen gereed om dit te doen. As julle almal wakker, die safety belt aan en alles gereed, kan ek begin. Kan ek hom gooi sê? Okay, dis reg, ek gooi hom. Kom ons gaan na 2 Petrus 1 vers 3 toe. Nou hierdie is alles die deel van die besit van jou roeping. Hy sê immers. Nou hierdie woord immers, dis 'n feit. Sê dit is 'n feit. Dit is wat dit beteken. So hy sê dis 'n feit dat sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug. Ek lees nou tot sover. Nou kom ons gaan terug. Hy sê immers dis 'n feit dat sy goddelike krag. Nou wat se krag is hierdie wat hy van praat? Julle kan gesels, ek luister. Wat se krag is hierdie wat hy van praat? Sy goddelike krag. Die Gees. Sy Gees wat hy vir ons gegee het. Wat sê Handelinge 1 vers 8? Julle sal krag ontvang. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So hy het sy krag vir ons gegee. So sy krag het ons alles geskenk tot die lewe en godsvrug. So om geestelik te lewe, het ek wat nodig? Ek het die Gees nodig. Het ek die Gees ontvang? Wie het nie die Gees ontvang? Ons is almal wat is wedergebore, glo, hoop ek. So ons het die krag van die Gees ontvang. So ons kan geestelik lewe tot die lewe en godsvrug. Nou wat is hierdie godsvrug? Godsvrug is om godsvreesend te wees. As jy gaan opkyk wat dit beteken om godsvreesend te wees. So ek het alles ontvang om 'n geestelike lewe te hê en om God te vrees en om God te dien. Sy Gees gee dit vir my. Nou deur die kennis van hom wat ons geroep het. Deur die kennis van hom, van wat se kennis praat hy hiervan? Die wete dat Jesus Christus vir my gesterf het. Die wete dat hy opgestaan het. Die wete dat my sonde het hy op hom geneem. Daardie kennis, daardie wete, dat ek is gered, ek is 'n kind van God, want Jesus het vir my die prys betaal. Hy het gehoopommernai, hy het gevolhard deur die kruis. Hy het gesterf, hy het weer opgestaan. Daardie kennis. So ek het daardie kennis, maar is daai kennis genoeg vir my? Ek glo, dis genoeg om te weet dat ek 'n kind van God is. As ek dit glo, wat Jesus vir my gedoen het, wat gedoen het? Wat het hy gedoen? Hy het ons geroep. Wie hierso is nie geroep nie? Ons almal is geroep. Want hy sê, wat ons geroep het, ons is geroep. Deur sy heerlikheid en deug. So ons is geroep deur sy God se heerlikheid en deug, deur Jesus wat die prys vir ons betaal het, die Heilige Gees wat ons die krag gegee het om godsvreesend te lewe, om reg te lewe. Maar nou sê hy, deur sy heerlikheid en deug. Wat beteken die woord deug? Ek praat nou nie van deug wat jy 'n koek mee bak nie. Hierdie woord deug, gedrag wat na hoë standaarde en waardes verwys. Ek gaan dit weer sê. Hierdie deug beteken gedrag wat na hoë standaarde of waardes verwys. Nou hy sê eintlik hierdie beteken intellektuele en morele waardes.
Maar dis waar, dis 'n hoë standaard. God het vir ons 'n standaard daar gestel. Sy woord is die standaard wat hy vir my en vir jou gestel het. So hy sê, ek het vir jou alles gegee, ek het vir jou die gees gegee, vir jou die krag gegee, ek het vir jou dit gegee, jou voorberei, jou die lewe gegee, sodat jy my in godsvreesend kan dien. Ek het jou die kennis gegee van dit wat Jesus Christus aan die kruis gedoen het, en ek het vir jou 'n standaard daar gestel, waarvolgens jy kan lewe. Nou kom ons gaan na vers 4 toe. Hy sê, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het. So, deur alles wat hy in vers 3 vir ons gedoen het, het hy vir ons kosbare beloftes geskenk. Nou, hoekom het hy vir ons hierdie beloftes geskenk? Kom ons lees verder. Sodat, as jy wil, kan jy omkring, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Hoor mooi, sodat julle, dis hoekom hy dit alles vir ons gedoen het en vir ons dit geskenk het, sodat ons deelgenote kan word van die goddelike natuur. Nadat julle, nadat, is belangrik, omkring hom as jy kan, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlike van die wêreld is. So hier's iets wat ek moet doen. En nou het hy, vers 3 en 4 is vir my, alles wat hy sê, wat hy vir my bewerkstellig het, wat hy vir my reg gekry het. Dis wat hy vir my gedoen het. Maar, hy sê, nadat jy weggevlug het van die wêreld en sy begeertes. So ek kan nie meer die dinge van die wêreld en al daai dinge, nou moet ek daai opoffering doen, wat ons net van gepraat het. Ek moet nou opoffer. Ek moet nou 'n keuse maak, of ek hier gaan bly waar ek is, en of ek sy goddelike natuur wil hê, of daarna toe gaan. Nou ek sê vers 3 en 4 is vir my, as jy wil so kringetjie maak en sê, dis wat God vir my sê, dis wat hy doen. Nou kom ons gaan aan, na vers 5 toe, en van hierdie gedeelte af, nou praat hy, van wat ek moet doen. Hy het gesê, dis wat ek vir jou gedoen het. Nou kom ons lees vers 5. Hy sê, en juist daarom, ook moet julle met aanwending van ywer by julle geloof voeg. So hy praat hier weer van die ywer, die deursettingsvermoë, wat ek net nou oor gepraat het. Moet julle by die geloof voeg. So, wat beteken dit? Is my geloof dan nie genoeg nie? Dit is genoeg, maar hy sê, jy moet by dit voeg. Die dinge wat jy by dit moet voeg, jy kan nie net glo nie. Hy sê, ons moet by dit voeg die deeg. Nou wat het ons gesê, wat was die deeg? Die goddelike waardes, die standaard wat God vir my gestel het. So ek kan nie net sê, okay, ek glo nie. En nou verander niks nie. Daar moet standaarde, die Here het vir my 'n standaard daar gestel, waartoe ek moet beweeg. So ek kan nie net geloof nie, ek moet nou voeg by die geloof, die waardes, die standaarde, wat die woord van my stel. So dit beteken, iets moet verander. Of is dit nie so nie? Iets moet verander, ek moet daai waardes nou in my lewe toepas. Ek kan nie meer die vorige, dit wat ek gehad het, nou gebruik nie. Hy sê, by die geloof voeg die deeg, en by die deeg voeg die kennis. By die deeg voeg die kennis. Ek kan nie net sê ek glo nie. Ek moet honger en dors hê, na meer is dit. Here, ek wil meer van U weet. Vertel my meer van die Here. Geef my net woord, geef my net enigiets, dat ek meer van U kan weet, dat ek kennis kan hê, Here, van U woord, en dit wat U vir my geleer het, Here, dat ek wil weet, wat het U vir my gedoen? Ek wil dit kan deel met ander. So ek moet kennis soek. Boekekennis is nie altyd alles nie. Ek kan die Bybel van A tot Z kan ek uit my kop uit ken, maar as ek dit nie toepas nie, dan help dit my niks nie. Nou by die kennis sê hy, wat moet ek dan by die kennis voeg? Selfbeheersing.
Selfbeheersing, die vrug van die Gees, dis een van die vrug van die Gees. So in ander woorde, ek moet nou selfbeheersing toepas, ek moet 'n keuse maak, wat ek gaan doen. Wanneer dinge voor my geplaas word en gestel word en gesê, wat wil jy kies? Wil jy die wêreldse manier kies of wil jy die goddelike manier kies? Nou moet ek selfbeheersing toepas. Want hierdie vlees, hierdie ou stuk vleis, hanker na die vleeslike dinge. Hy hanker daarna. En dit is baie keer moeilik. Ek hoor mense sê, maar pastoor, is so moeilik om te kies. Dit is so moeilik om 'n besluit te maak. Maar die woord sê, ek moet 'n keuse maak, ek moet selfbeheersing toepas. En by die selfbeheersing, die lydsaamheid, en lydsaamheid het ons gesê, is opommenheid, dis volharding. So ek moet nou 'n besluit neem, en ek moet volhard in daardie besluit wat ek geneem het, om eerder die goddelike natuur te hê as die vleeslike natuur. Ek moet volhard daarin. By die volharding, of by die lydsaamheid, die godsvrug, ek moet godvreesend lewe. Kan nie meer lewe soos wat ek gelewe het nie. Iets moet verander. So nou sê hy, voeg by dit die godsvrug. By die godsvrug, die broederliefde. Wat het pastoor Chris laasweek oor gepraat? Die broederliefde. Die liefde begin hier, by die gemeente. Die broederliefde, dis hierso. Maar nou sê hy nie net die broederliefde nie, en by die broederliefde die naaste liefde. So aan die woorde, nou kring dit weier uit. So nou is dit nie net hier nie, dis nou daar buite. Die naaste wat aan my kom, om met hulle te deel oor die woord van God. Maar nie net om te deel nie, maar vir hulle om na my te kyk en te sien dat ek 'n kind van God is, sonder dat ek 'n woord hoef te praat. En dis vers tot en met vers 7. So ons het nou van vers 5 tot 7 gelees. Gaan ek te vinnig? Is dit reg? Nou kom ons gaan lees vers 8. En hierdie is dalk vir party mense, dit sal nie een van julle wees nie, maar vir ander mense kan dit dalk nie lekker wees om dit te hoor nie. Hy sê want, ek sê altyd omkring daai woord want. As hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, wat sê hy? Dit moet nie net daar wees nie, dit moet vermeerder, dit moet toeneem. Dit moet meer word. Dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Dit laat ons nie ledig, lui wees nie. En onvrugbaar wees nie. Want as hierdie goed by my aanwesig is en dit neem toe, dan gaan almal die vrug daarvan sien. Hulle gaan dit sien. Nou vers 9. Hy sê, want, by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie. Al hierdie dinge wat hy van gepraat het, vers 5 tot 7. Wanneer dit nie by my aanwesig is nie, sê die woord, nee ek weet, die woord sê so. By wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is die persoon blind en kortsigtig. Blind en kortsigtig en deur die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Hy het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Hoeveel van ons het al in dienste gesit? Dan sê hulle, wie wil die Here aanneem? Dan kom al mense vorentoe. Ons bid vir hulle, en ons bid saam met hulle, en hulle gee hulle harte vir die Here, hulle vra, Here, reinig my van my sondes. Volgende Sondag sal weer 'n uitnodiging. Dan kom hy persoon weer vorentoe. Het julle dit al gesien? Hoekom? Dit is net asof party mense soos op 'n tredmil hardloop. Jy weet, jy's op een plek, jy hardloop, maar jy kom net nêrens nie. Hy sê hulle raak blind en kortsigtig en hulle vergeet van die sondes wat vergewe is. Hoeveel mense het jy al teëgekom wat sê, ja,
Ek het al gebid, maar die Here vergewe nie my sondes nie. Jy weet, ek dink heeltyd aan hierdie, so ek gaan nie in die hemel kom nie, ek dink aan hierdie sonde en ek kan nie dink dat die Here my kan vergewe nie. Jy sien, dis blind en kortsigtig. Want God het jy sy seun gestuur om die prys te betaal, sodat ek genees kan wees, dat ek vergewe kan wees. Maar nou kom mense en hulle hou nog steeds vas aan daai sonde. Hulle hou nog steeds dit voor as 'n verskoning. Ek sê dis 'n verskoning om die Here te dien. So wat is die uiteinde daarvan? Hulle kom net nêrens nie. Hulle bly waar hulle is. As jy maar weer hoor, dan sal hulle maar weer, ag, jy weet, ek sukkel so met sonde, ag, so en so en so. Hulle kom net nie verder nie. Maar wat is die voordele daarvan? Om al hierdie dinge in my lewe toe te pas. Is daar voordele daaraan? En wat is die voordele? Kom ons gaan na vers 10 toe. Hy sê daarom, broeders en susters, moet julle dan des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak. Om jou roeping vas te maak. Om eienaarskap te neem van jou roeping, om dit jou eie te maak. Verantwoordelikheid daarvoor te vat. Hoekom moet ek my roeping vasmaak? Hoekom moet ek al hierdie goed doen? Hy sê, want, as julle dit doen, wat sê hy daar? Om Chris, wat sê hy daar? Jy nooit struikel nie. Sê 'n bietjie harder? Sal jy nooit struikel nie. Sal jy nooit struikel nie. Wie van ons struikel? Wie van ons val die hele tyd? So hy sê daarom, moet julle roeping vasmaak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Dis nie lekker om te struikel nie. Dis nie lekker om heeltyd op te staan, val en opstaan nie. Maar as ons roeping vasgemaak het en ons vat hierdie gedeelte en ons begin dit toepas, dan gaan ons nie sommer struikel nie, want ons is vas in die Here. Ons weet waar ons hulp vandaan kom. Ons staan nie daar voor 'n berg en sê, waar gaan my hulp vandaan kom nie? Ek weet waar my hulp vandaan gaan kom. Hy sê vers 11, want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here Jesus Christus, die saligmaker. Dis die sleutel vir die deur. Want julle sal ryklik verleen word die ingang in die ewige lewe. Hierdie gedeelte is vir my so awesome. Toe ek het nou eers deurgelees het, het dit nie regtig vir my sin gemaak nie, maar toe ek het regtig gaan uit mekaar uittrek, toe besef ek, wow. Die Here sê, ek het vir jou dit gedoen, maar dis wat ek wil jy moet doen. En as ons daar kan kom, dit kan begin toepas, en ons roeping vasmaak, dit waarvoor ons geroep is, kan in besit neem, dan gaan ons nie nodig hê om heeltyd te struikel nie. En dit is die voordeel, as ek my roeping vasgemaak het, en ek wandel volgens die Here, dan het ek nie nodig om te struikel kort nie. En ek het die ingang tot die hemel is vir my oop. Nou die laaste ene is die N, hold on, never give up, moet nooit moed opgee, en ek wil afsluit met dit, moet nooit moed opgee nie. 2 Korintiërs 4 vers 1, daarom aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het. Ons het die barmhartigheid ontvang, ons het die Gees ontvang, ons het dit nou alles nou daar gelees. So, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Paulus sê, ek gee nie moed op nie, ek volhard, ek kom aan my, ek gaan nie opgee nie, ek gaan volhard, ek gaan nooit moed opgee nie. Jy sien, dis wat ek net nog gesê het, hoe groter die roeping, hoe groter die voorbereiding. En daarom sê Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk,
So al gebeur wat om my, wat se omstandighede, dis hoekom sy woord sê, ek laat alles ten goeie meewerk, vir hom wat my lief het. Hoekom? Want hy is besig om voorbereid te word, sy is besig om voorbereid te word, vir die roeping, wat ek hulle voor geroep het. So al lyk dinge vir jou, hoe erg, weet, dat ons almal gaan deur 'n voorbereiding. Hoe groter die bediening, hoe groter die voorbereiding. Baie keer sal mense sê, nee, dan wil ek eerder nie 'n bediening nie. Dit nuus vir jou. As jy geroep is, het die Here vir jou bediening gegee. Dis hoekom ons altyd sê, baie mense sê, joh, ek gaan nou bid vir selfbeheersing. Wat gaan dan gebeur? Die Here gaan my voorberei vir selfbeheersing. Hy gaan dinge my pad langs stuur om my selfbeheersing te toets, sodat ek daarin kan groei. Dat ek nie kan bly waar ek is nie. As ons nou teruggaan na Hebreërs 10 toe, vers 36, want julle het lydsaamheid nodig, julle het volharding nodig, om nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Wat is die wil van God? 2 Petrus 1, om daarin te beweeg, nadat julle die wil van God gedoen het, die belofte te verkry. Amen. En ek gaan daarmee klaarmaak. Hier is baie om aan te dink, glo ek. Baie om deur te gaan werk. Ek dink as ons met introspeksie gaan doen, gaan ons vind dat baie van hierdie dinge wat ons dalk bietjie nagelaat het. Maar het is nodig dat ons dit moet hoor baie keer. Het is nodig gewees vir my om dit te moet hoor, om te besef, dat alles wat verkeerd gaan met my lewe nie, ons het nie altyd nodig om die duiwel te blameer nie. Baie keer is die Here net besig om my voor te berei vir dit wat hy my voorgeroep het. Kom ons sluit oor. Aba Vader, Here, ons wil U net al die lof en al die eer gee. Here, ek wil net vir U dankie sê vir hierdie woord, Here, wat U op my hart gelê het. Here, en ek besef, daar is soveel dinge wat ons nog nie in plek het in ons lewens nie, Here. Here, daarom vra ek, begin by my vanoggend, Here. Here, ek glo dat U vanoggend kom en U vir ons elkeen op 'n besonderse manier gaan kom wys, Here. Here, U het ons nie een dieselfde geskape nie, maar U het nie vir ons een dieselfde roeping gegee nie, dieselfde taak noodwendig gegee nie. Here, ons gaan sterker wees in sekere dinge en swakker wees in ander dinge. Maar Here, dis hoekom die bloed en liefde daar is, sodat ons dit wat ek in swak is, iemand anders wat in sterk is, kan kom doen, Here. Here, en so werk U ons saam as 'n liggaam om hierdie werk te voltooi wat U ons voor geroep het. Here, ek sê dankie vir die roeping wat U op elkeen van ons geplaas het. Here, miskien het ons vergeet daarvan. Miskien het ons nou teruggestaan, want ons het dalk nou nie meer so jonk nie, maar Here, U sê, it's time to refire, not time to retire. Dit is tyd om op te staan, Here, en om ons roeping in te beweeg. Here, want ek is in my gees oortuig, nie een van ons het al volkome in ons roeping in beweeg nie. Nie een van ons is heeltemal effektief in ons roeping, in al die seisoene wat in ons lewe kom nie. Here, en daarom kan ons U vertrou, Here, want U woord sê, U laat alles ten goeie meewerk, omdat ons U lief het. Here, selfs dit wat verkeerd gaan, Here, gebruik U om ons voor te berei vir die roeping, Here. Here, sodat ons effektief in die koninkryk kan wees. Dat ons effektief die dade kan doen, Here, wat U ons stuur om te doen. Dat ons effektief die bediening kan gaan doen, wat U ons stuur om te doen. Here, wanneer mense ons pad langs kom, Here, dat ons effektief kan bedien. Here, waar dit nodig is. Here, dat ons as liggaam effektief kan wees in Richards Bay. Here, ons kom vanoggend en ons plaas onsself net by U voete. En ons sê, Here, miskien het ons U geval. Miskien voel dit of ons U geval.
Maar Here, ek weet, Here, dat U kom vanoggend en U kom herinner ons net weer. Here, en U kom bring ons almal net weer saam by mekaar. Here, om net te besef, Here, daar's nog soveel werk om te doen. Here, U woord sê so duidelik, die werk is baie, maar die arbeiders is so min. Here, help ons om in daai roeping, in daai bediening in te gaan, Here, dat ons dit ons eie sal maak, dat ons sal besit neem daarvan. Here, dat ons sal volhard daarin, volhard in die leer van Christus. Here, soos die atleet, Here, sal volhard tot verby die wenpaal. Here, dat ons nie sal stop, totdat ons die doel bereik het, wat U ons voorgestuur het nie. Here, kom en word verheerlik vanoggend in ons midde. Ons wil U al die lof en al die eer gee, en net dankie sê, Here, vir die roeping wat op elke een van ons se lewens is. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen.